Kom ons maak ons Bybels oop by Lukas hoofstuk 24. Dit pas so mooi in vandag as opstanding Sondag in die biografie van Jesus se lewe op aarde reeks waarmee ons besig is. In hierdie reeks kom ons naby aan die einde van hierdie uittreksels van wat Jesus self verkondig het. Aan die armes, soos wat hy gesê het aan Johannes, toe Johannes vir hom gevra het of hy die Messias is wat sou kom en of hulle ander een moes verwag. Toe sê Jesus, dit wat ek verkondig is een van die bewyse dat ek die Messias is. Ons is naby aan die einde van die reeks. Volgende keer gaan ons 'n bietjie kyk na 'n paar van die opdragte wat Jesus gegee het. Dan sy hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees en sy wederkoms. Oor die opstanding het Jesus 'n paar keer verkondig dat hy uit die dood sal opstaan. Sy disippels het natuurlik nie besef wat hy bedoel het daarmee nie. En vanoggend, sy woorde wat hy gesê het daaroor is redelik eenvoudig. So ons fokus nie baie oor wat het hy gesê nie, maar eintlik oor wat het hy bedoel daarmee. En wat is die asemrowende gevolge daarvan? Sy disippels, hulle was oortuig dat hy die Messias was, dat hy die seun van God was, wat as 'n verlosser gekom het om mense van hierdie wêreld met God te versoen. Hy was die verlosser van sy volk se sondes. Hulle was oortuig daarvan dat hy gekom het om sy koninkryk te kom vestig, want dit was wat hulle verwag het die Messias sou kom doen. Dat dit gelyk asof alles mooi in plek begin val daarvoor. Veral natuurlik daardie sonnagoggend, toe hulle ingekom het in Jerusalem in, die skares wat hom in ekstatiese blydskap ontvang het in verering. Want hy kom ingery op 'n donkie, soos wat Sagaria gesê het, die koning uit die geslag van Dawid sou doen. Maar in 1 week het al hierdie hoop van hulle tot niet gegaan. Omgeswaai in 'n onbeskryflike trauma. Donderdag aand het hulle nog saam geëet. Maar Vrydagoggend 9:00 het hy aan 'n kruis gehang. En voor daardie aand dat die Sabbat begin het, was sy lyf, sy dooie liggaam in die graf. Mens kan jou daardie ontnugtering van sy disippels net nie indink nie. Hulle totale verslaandheid, hulle verdwasing. En dan die Sondagmôre, dan verander alles heeltemal weer. Totaal en al, dramaties. Kom ons lees dit. Lukas 24. Ek gaan lees van vers 1 tot 9 en dan weer van vers 36 af. Die Sondagmôre, baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Ekskuus, is hierdie mikrofoon besig om te gaan? Kan julle nog goed hoor daar agter? Jammer daarvoor. Toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Meteen staan daar by hulle 2 manne met blinkklere aan. Die vroue het groot geskrik. En met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag opstaan." Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11 en die ander vertel. Dan gaan Jesus verder, of Matteus verder, en hy vertel van hoe Jesus die Emmausgangers ontmoet het. Dis disippels wat in 'n verslaandheid terug gaan Emmaus toe, want dit is nou mos alles verby, en Jesus het hulle daar ontmoet en hulle verskyn. En dan kom hulle terug, uiteindelik, nadat hulle besef dit was Jesus, kom hulle by die ander disippels, waar die ander disippels ook besig is om te praat oor sy opstanding, want hulle het dit by die vroue gehoor, en hy het reeds aan Petrus ook verskyn. Kom ons lees van vers 36 af. Terwyl hy nog oor hierdie dinge praat, hierdie opstanding van Jesus, staan Jesus self met eens
tussen hulle, en hy sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik, en bang geword, en gedink, hy sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene, soos julle sien. Ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Kom ek onderbreek my hier. Enige iemand wat dink dat Jesus nie in vleis en been opgestaan het nie, minag die woord van God. Dit staan tog duidelik hier. Ek lees verder. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee toe vir hom 'n stuk gebakte vis, en hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was. Naamlik dat alles vervul moet word, wat in die wet van Moses en in die profete en die psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Jammer. Julle is getuies van hierdie dinge. En ek sal die gawe wat die Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly, totdat julle met die krag van bo toegerus is. Dis die woord van die Here. Die trauma van daai week, veral daardie verskriklike dag toe hulle meester gekruisig is, toe hy dood gegaan het, toe hy begrawe is, het hulle stom geslaan van verdwasing. Hulle kon dit in hulle wildste drome nie verwag nie. Meeste van ons weet hoe leeg 'n mens is wanneer iemand vir wie jy regtig lief is, skielik te sterwe kom. Alles om jou, alles in jou kom tot stilstand. Dis asof die lewe so in 'n windstilte ingaan. Plotseling. Jy's so in die war. En in hulle rousmart gaan die vroue dan graf toe met reukolie om die noodwendige gevolge van die liggaam wat besig is om te ontbind 'n bietjie te gaan verdoesel. Maar toe hulle by die graf kom, toe is hy oop. En toe hulle ingaan, toe is dit leeg. Dol leeg. Daar's niemand in nie. Twee engele wat in die gedaante van mense kom in blink klere, het geen simpatie met hulle hartseer of met hulle verwarring nie. Die realiteit is tog so duidelik. Hoekom soek julle die lewende tussen die dooies? Onthou julle dan nie wat hy vir julle gesê het nie? Wat het Jesus gesê? Wat het hy verkondig van sy opstanding? Wel aan die fariseërs wat nie in hom geglo het nie en wat redes gesoek het om hom uit die weg uit te ruim, met hulle het hy in beeldspraak gepraat. Want hulle stompsinnigheid kon hulle nie en wou hulle nie verstaan wat hy sê nie. In Matteus 12 lees ons dat hulle 'n wonderteken van hom wou hê. En toe het hy hulle geantwoord om vir hulle te sê, ek sal vir julle geen teken gee nie, behalwe die teken van Jona. En dan verduidelik hy, soos wat Jona 3 dae en nagte in die aarde in die vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Daarna het Jona gelewe,
En die implikasie daarvan is dat dit is wat hy vir hulle sê. Op 'n ander keer lees ons in Johannes 2, dat hulle ook 'n wonderteken van hom wou vra. En sy antwoord was, breek hierdie tempel af, en in 3 dae sal ek hom oprig. Beteken wat hulle glad nie kon verstaan nie. Selfs sy disippels het dit eers verstaan later, nadat hy regtig opgestaan het. Maar aan hulle, sy binnekring, hulle wat aan hom geglo het, hulle wat geweet het dat hy die Seun van God is, die Messias wat sou kom, aan hulle het hy dit nie net 1 keer gedoen nie, hy het dit ten minste 3 keer vir hulle baie duidelik gesê, presies wat gaan kom. In Matteus 16 getuig Matteus net daarvan dat Jesus dit by 'n geleentheid vir hulle gesê het. Maar in Matteus 17 lees ons dan Jesus se eie woorde, 'n aanhaling van wat hy gesê het. Die Seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense. Hulle sal hom doodmaak. En op die 3de dag sal hy uit die dood opgewek word. Presies wat Jesus vir hulle sê. En terwyl hulle op pad was Jerusalem toe, lees ons in Matteus 20 weer Jesus se eie woorde. Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. Daar sal die Seun van die mens aan die priesterhoofde en die skrifgeleerdes oorgelewer word. En hulle sal hom tot die dood veroordeel. Hulle sal hom uitlewer aan die heidene, wat hom sal bespot en gesel en kruisig. En op die 3de dag sal hy uit die dood opgewek word. Jesus het voor die tyd baie duidelik verkondig dat hy sal sterf. Trouwens, aan die kruis het hy nie uitgehou tot hy dood gegaan het nie. Aan die kruis het hy self gesê, Vader, nou gee ek my gees in die hande oor, en hy het sy kop laat sak. Hy het sy lewe oorgegee. Die dood het dit nie by hom kom haal nie. Hy gee dit. Hy het geweet hy gaan dit doen. Hy het geweet hy gaan sterf. Maar hy het ook geweet hy gaan opstaan uit die dood. En voor die tyd was dit vir sy disippels ondenkbaar om te dink dat hy dit letterlik bedoel het. Maar na sy opstanding is dit duidelik dat hy presies bedoel het wat hy gesê het. Hy het nie simbolies gepraat nie. Dit was nie figuurlike taal nie. Hy het letterlik bedoel presies wat hy gesê het. Die dood kon hom nie gevange hou nie, soos wat dit alle ander mense gevange sou hou nie. Die dood het geen mag oor hom gehad nie. Hy het die dood oorwin. Jy kan maar sê, hy het die dood doodgemaak. Die meeste mense op aarde glo dit natuurlik nie. Dis te verstaan dat ongelowiges dit nie sal glo nie, want as jy in Jesus Christus self nie glo nie, dan sal jy natuurlik nie glo in sy opstanding uit die dood uit nie. Maar weet jy, dis regtig ontstellend dat daar gelowiges is, of eintlik mense wat hulle voordoen as gelowiges, wat hulle self bluf daarmee. Selfs leraars in party kerke, wat ook nie meer wil aanvaar dat Jesus self liggaamlik uit die dood opgestaan het nie. Dwaalleraars, wolwe in skaapsklere. Luister baie mooi. As jy die fisiese, liggaamlike, biologiese opstanding van Jesus se eie liggaam, nadat hy 3 dae morsdood in die graf was, nie aanvaar nie, dan beteken Jesus Christus en sy hele evangelie vir jou niks. Dan is jy een van die elendigste van mense, skryf Paulus in 1 Korintiërs 15. Verwerp Jesus se opstanding uit die dood uit, en Jesus Christus is vir jou so goed as dood. Luister mooi. Dis 'n lewe en doodsaak hierdie. Die waarheid van God se woord is baie, baie duidelik. Jesus Christus was liggaamlik morsdood, in doeke toegedraai, in 'n graf gelê, en van Vrydag tot Sondag was sy liggaam besig om te ontbind. Maar toe is hy opgewek. Hy het opgestaan uit die dood met daardie selfde liggaam wat hulle daar ingedra het. Maar nie meer verganklik soos voorheen nie. Dieselfde liggaam, maar verander, vernuwe, verheerlik, onverganklik. Sy disippels het hom in lewende lywe gesien en aan hom gevat. Hulle het die merktekens aan sy hande en aan sy voete gesien. Hulle het gesien hoe hy eet. Dit was hy self.
Natuurlik kan ons dit nie verstaan nie. Natuurlik kan ons dit nie verduidelik nie. Natuurlik is dit onmoontlik binne die grense van die wetenskap. Dit is 'n bonatuurlike wonderwerk. Dis goddelik. Want vir God, Vader, Seun en Heilige Gees, is daar nie beperkings nie. Die Almagtige is verhewe bo alles. Dink 'n bietjie. As hy alles uit niks kon gemaak het nie, dan is dit vir hom niks om 'n dooie liggaam wat besig is om te ontbind weer te laat lewe nie. Hy is die lewe. Jesus het geen onsekerheid gehad oor die feit dat hy sal opstaan uit die dood uit nie. Luister 'n bietjie in Johannes 10, daar was hy besig met daai gesprek, ons het so ruk terug daarna gekyk, die gesprek van die goeie herder, wat sy skape vir die lewe, wat sy skape so lief het, dat hy sy lewe vir hulle neerlê, vir hulle opoffer. Hy sê daar, die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê, en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. Om sy lewe weer op te neem en op te staan uit die dood uit, was deel van sy Vader se opdrag aan hom. Sy opstanding wat net so deel van sy roeping, deel van sy sending waarmee sy Vader hom gestuur het, as wat sy sondelose lewe was, en sy kruisdood in ons plek. Hy het nie net gekom om vir ons te lewe en die wet te vervul, sodat ons sy volle geregtigheid sou ontvang nie. Hy het nie net gekom om vir ons sonde te sterf, sodat ons God se straf daarop sou verlossing vind daarvoor nie. Hy het net soveel gekom om vir ons uit die dood uit op te staan. Vir elke een wat in hom glo. Ja, ons was ook dood in ons sonde en ons oortredinge, soos alle mense, lees ons in Efesiërs 2. Maar deur geloof, wat Here in ons werk, van bo af met die wedergeboorte, onthou julle, deur geloof kry ons deel aan alles wat Jesus Christus kom bewerk het. Ons sonderekening wat ten volle afbetaal is aan die kruis, dit is volbring, dit is klaar betaal. Sy volkome gehoorsame lewe, sy geregtigheid word ingevul op die rekening van ons name. En deur sy opstanding verlos hy ons ook van daardie laaste vyand, verlos hy ons van die dood self. God sê presies dit, deur die apostel van Jesus Christus aan die Efesiërs. In hoofstuk 2, ek lees, deur God se groot en innige liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredings, saam met Christus lewend gemaak. Ons is uit genade gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Jesus se opstanding uit die dood is ook ons opstanding uit die dood. Ek is die opstanding in die lewe, het hy in Johannes 11 gesê. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat in my glo sal in ewigheid nooit sterf nie. Ag, net so tussenin, moet tog nooit sê dat jy iemand aan die dood afgestaan het nie. Ek weet ons bedoel dit nie so nie, maar weet jy wat dit beteken as jy dit sê? Dan beteken dit dat die dood het hom gekry, of haar gekry, die dood het iemand gekry, die dood het iets gewen. Dis chol, dis nie meer so vir gelowiges nie. Nee, die dood is oorwin, hy kry niks. Ons liggaam sal steeds sterf, soos Jesus sin ook het, as hy nog nie terug is nie. Ons lywe sal ook ontbind en vergaan. Dalk heeltemal. Maar net tot daardie dag wat Jesus weer kom.
dan sal ons eie liggaam ook uit die dood uit opstaan, tot 'n onverganklike, verheerlikte liggaam, net soos syne reeds is. Sy liggaamlike opstanding is sy goddelike waarborg, dat dit so sal wees met elkeen wat in hom glo. Ons lewe nou reeds geestelik, wat ons nooit weer kan sterf nie. Ons gees het reeds uit die dood opgestaan, saam met hom, soos ons gelees het, Efesiërs 2. En eendag sal ons liggame ook. En daarom, omdat ons reeds in hom opgestaan het, moet ons lewe soos mense van die opstanding. Sy opstanding en ons sinne. Ons lees in 1 Petrus 2, in God se groot ontferming het hy vir ons 'n nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Christus uit die dood. Vir wie het hy die nuwe lewe geskenk? Vir jou en vir my en vir elkeen wat in Jesus Christus glo, 'n nuwe lewe. 2 Korintiërs 5 lees ons dat ons wat lewe na die opstanding, ons lewe nie meer vir onsself nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en uit die dood opgewek is vir ons. Verstaan jy, dat Jesus se opstanding uit die dood is daardie uitroepteken van waaragtigheid, van sy volmaakte lewe, van sy volkome offer. Dit is waar. Hoekom? Want hy het uit die dood uit opgestaan. Dis die bewys. Enige iemand kan goed sê, hy het uit die dood opgestaan. Sy opstanding is die onaanvegbare bewys van sy totale oorwinning. Die slang se kop is vermorsel. Hy het nog 'n paar styptrekkings. Dis al. Die sondevloek is gebreek. Die dood is vernietig. Jesus se opstanding is God se waarborg dat sy hele evangelie waaragtig waar is. Ek wil afsluit met 'n vraag wat my diep getref het, toe ek dit die eerste keer gehoor het. Hoe weet jy wanneer iemand verlos is? Hoe sal jy en ander weet dat jy self verlos is? Neem 'n bietjie 'n voorbeeld van iemand wat in 'n tronk is. Hoe sal jy weet dat hy uit die tronk uitgekom het? Hoe sal jy weet dat hy bevry is uit die tronk uit? Iemand het dalk daar buite selfs het hy nie half 'n dag geweet daarvan nie, maar iemand het al die boetes betaal wat hy moes betaal het en nou is hy vrygelaat uit die tronk uit. Hoe sal jy weet? Wat sal die bewys wees dat hy bevry is? Dit is nogal eenvoudig, né? Jy sal hom buite die tronk raakloop. Dis waar jy hom sal kry, dan weet jy hy is nie meer daar binne nie, want hy's buite. Jy sal hom raakloop waar hy nie meer gevange is nie, waar hy in blydskap en opgewondenheid vry is. Dan sal jy weet, hy is verlos. So is dit ook met die verlossing van Jesus Christus. Jy en ander om jou sal weet jy is verlos wanneer jy lewe soos iemand wat verlos is. Wanneer jy nie meer gevange gehou word deur die wet of deur vrees vir die dood nie, want jy is verlos daarvan. Dis goed wat agter die rug is. In Christus het jy die dood uit opgestaan. Wie is dan nog bang vir die dood? Nou vra jy ook, waar is jou angel? Dis verby. Vry van die wet se dwang. Vry van die sonde skuld en die slawerny. Vry van die dood. Vry van skuldgevoelens oor sondes wat lankal al vergewe is. Vry van die hinkering na die wêreld se verleiding. Vry van jou selfgerigtheid en ingekeerdheid. Vry van die ou mens en al sy sondes, soos Paulus dit soveel keer beskrywe. Vry van die vrees vir die dood. Vry van die vrees vir jou eie dood of jou geliefdes sinne. Want gelowiges, hulle sterf nie meer nie, die liggaam wel. Maar gelowiges se dood, se liggaamlike dood, is 'n bevryding, sodat hulle by die Here in die paradys sal wees. Bevry. Ons lewe sal getuig, jou lewe sal getuig van jou opstanding. Saam met Christus, in Christus. 'n Nuwe lewe, 'n lewe van opgewondenheid oor sy oorwinning en sy oorwinning wat jou oorwinning waarborg.
Nie meer wonder, sal ek nog kan uithou tot die einde nie. Nee, hy het uit die dood uit opgestaan en jy saam met hom, dis klaar. Die opgewondenheid van daardie nuwe lewe, 'n oorwinningslewe, 'n opstandingslewe. 'n Lewe al hoe meer en meer onder die heerskappy van die Heilige Gees. Wat al hoe meer deur die Heilige Gees verander word, sodat jy al meer en meer Jesus se beeld uitdra. Jesus wat opgestaan het en in jou rondloop. 'n Lewe met 'n onuitblusbare hoop. 'n Hoop en 'n blydskap wat deur geen omstandige in jou lewe gesteel kan word of selfs 'n bietjie dof gemaak kan word nie. Dit bly helder en dit bly blink, want jy het opgestaan uit die dood in Jesus Christus. Reeds klaar. Alles absoluut genade, omdat jy glo. Selfs daai rower in die kruis langs hom, wat in die heel laaste oomblikke van sy lewe tot bekering kom, ontvang dit alles. Absoluut genade, om in Christus te glo wat alles volbring het. Kom ons sluit af deur weer hierdie verse te lees uit Efesiërs. God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredinge saam met Jesus Christus lewend gemaak. Uit genade is ons gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Glo jy dit wat God self sê? Lewe dan so in oorwinning van opstanding. Prys die Here. Halleluja. Amen. Kom ons bid saam.